Goeiedag geliefde en welkom terug by ons reeks wanneer rus onmoontlik voel. Ek is Pastoor Retief Boysen en van my en die hele beleefspan glo ek dat hierdie week iets besonders in jou hart gaan loskom. Iets wat die Here vir jou wil doen. Gister het ons stil gestaan by Jesus se uitnodiging, kom na my toe. Maar vandag wil ons fokus op sy belofte, ek sal julle lewens verkoop. Nou kom ons wees eerlik, baie van ons probeer om selfs ons eie rus te bewerkstellig. Ons probeer self kyk, hoe kan ons net 'n breek vat? Ons dink, as ek nog hierdie taak voltooi, as ek net die naweek kan wegkom, as dinge net 'n bietjie minder besig raak, maar wat gebeur dan? Die kalender bly vol, die verantwoordelikhede verminder nie, en innerlik voel ons maar net meer uitgeput. Dit is net 'n same old. Kom ons lees weer, wat sê Jesus vir ons in Matteus 11 vers 28. Dis een van die themaverse, kernverse van hierdie week. Hy sê, kom na my toe, julle almal wat moeg is en swaar laste moet dra, en ek sal julle lewens verkoop. Geliefde, daardie woord verkoop is nie net 'n oppervlakkige troos nie, dis diep herstellend en eintlik transformerend. Ons het gister die Griekse woord anapausen genoem. Ek wil graag net weer vandag 'n bietjie by dit stil staan. Anapausen beteken 'n innerlike vrede, 'n herstel van balans en 'n herfokus van jou siel op die dinge van God. Maar dit gaan eintlik nog verder. Dit beskryf 'n toestand van stilte in beweging. Nou, wat beteken dit? In die Joodse konteks waarbinne Jesus hierdie woorde gesê het, sou sy luisteraars bekend gewees het met die konsep van rus, as iets wat met Sabbat verband hou. Daai gedagte van afsoldering, herstel en 'n herfokus of 'n herbesinning op God. Maar Jesus bring iets diepers hierson mee. Hy sê nie net, ek sal jou 'n breek gee nie. Hy sê, ek gee vir jou iets binne in jou, wat selfs midde in werk, die ritmes van die lewe, vir jou ligtheid en vrede sal gee. Geliefde, Jesus beloof dat jy nie sal ondergaan nie, al voel jy uitgeput. Dat jy nie heeltemal gaan verbrokkel nie, want jy sal dra met hom. Ek gaan môre meer deel oor daai beginsel van God se juk, wat ons op ons lewens neem op ons skouers. Dis 'n uitnodiging om nie harder te werk nie, maar eintlik maar net nader te leef aan die Here. Wanneer laas, geliefde, het jy toegelaat dat Jesus jou siel aanraak op 'n plek wat nie net emosioneel is nie, maar geestelik verfrissend? Kan jy vandag opnuut sê, Here, ek soek nie net rus vir my liggaam nie, ek soek rus vir my siel, in my denke, in my gemoed, hier in my hart, in my binneste. Dit is waar ek rus soek. So prakties, 'n manier hoe ek en jy dit kan doen is deur hardop te sê, Here, ek ontvang u rus. Here, nie omdat ek dit verdien nie, maar net omdat u dit beloof. En daarom in my arbei en my ywer wil ek in u rus inbeweeg. Prakties kan ek jou ook uitdaag, gaan vat jou Bybel, maak Psalm 23 oop en lees daai eerste 3 verse, nê? En dan sien jy hoe God jou lei na stil waters en hoe jou siel kan en wil verkoop. En gebruik net 5 minute vandag om net te asem, net diep stadig in te asem en te fluister, ek rus in u Jesus. Geliefde, rus is nie iets wat jy self kan produseer nie, dis iets wat jy ontvang wanneer jy nader beweeg aan Jesus. Hy is nie net jou redder nie, hy is nie net jou verlosser nie, hy is die een wat jou ook herstel en in stand hou. En soos ek reeds gesê het, môre kyk ons na een van die kragtigste beelde van die Bybel, dis Jesus se woorde wat sê, neem my juk op julle. Jy gaan nie glo hoe daardie prentjie jou begrip, jou verstaan van vrede en vrede te midde van werk, jou lewe gaan transformeer. So ek wil jou uitdaag, moet dit nie misloop. En so baie dankie vir elke persoon wat like en share en subscribe. Ek het laasweek vir julle gevra dat ons 3000 wil slaan en ons trek al klaar op 3150 daar rond. Dankie vir almal wat luister, almal wat deel. En as jy nog nie deel is van hierdie kanaal nie, asseblief slat net daai subscribe knoppie. Dit beteken vir ons baie, dit help ons baie om die kanaal te versprei. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vir u genade oor ons lewens, en dankie dat u vir ons rus bring te midde van werk. Wanneer ons werk en ons ritmes vir u gee, dan vat u werk weg nie, u vat die laste weg nie, maar u kom gee vir ons die kapasiteit, die vermoë om te midde van werk u vrede te kan ken en te beleef. En Here, mag ons heeltyd net nader aan u wandel. Jakobus 4:7 wat sê, daarom sal ons naby aan u lewe as gevolg van u genade, wanneer ons nederig is. En ek bid vandag, Here, dat ons in daai afhanklikheid elke dag, ons dag so sal begin, dat ons naby aan u wandel. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.